I don't want to forget how I feel right now on the mountain top. I can see so clear what it's all. Stay by my side when the sun goes down. Don't want to forget how I feel right now. You are enough. You are enough. You are how much more will it go you? How much more will it go you? If we watch it over every step, how much more does he love you? How much more? Oh, if we trust his guidance, oh, with beauty and splendor, how much more will he love you? Don't you worry, don't you worry. I'm sorry, in every circumstance, you are Jireh. You are. Hemelse Vader, Heer. Woordelijk is gepraat over Heer. U is genoeg vir ons. Heer, ons het nie mense se toestemming nodig, ons het nie mense se approval nodig nie, Heer. Heer, ons het net U nodig in ons lewe. Heer, wonderlik is om te weet, Heer, as jy sorg vir die blommetjies in die veld, Heer, Heer, jy sorg vir die voeltjies daar buite, Heer, en jy het hulle lief. Heer, hoeveel te meer het U ons lief? Hoeveel te meer gee U vir ons om? Heer, ek dank U vir oggend vir die woord wat uitgaan. Heer, dat almal wat dit hoor, dat hulle sal vasstaan, Heer. Heer, dat harte sal bereik. Heer, ek vra vanoggend dat U my net as die spreekbuis gebruik. Heer, dat die woord wat ek bring nie uit my eie uitkom, Heer, maar dat uit U hart uitkom. En ek vra het vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons maak vanoggend oop. Maar in die boek van Filippense, die brief wat Paulus aan Filippi geskryf het, dan gaan ons daar lees in Filippense 2 vanoggend.
Ons gaan lees Filippense 2 vanaf vers 3. Ons gaan net die 3 versies lees. Dan kom jy vertel nie volgende. Hy sê, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het, en die begeerlike van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak het. Pastoor, dis verskillend. Ek sê nou. Sorry. Sorry, my fout. My fout, julle. Dank dat julle is wakker vanoggend. Sorry. Hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit eie eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sinne. Hy sê, van hierdie gesindheid moet julle wees, wat ook in Christus was. Amen. Nou as julle al agtergekom het, die grootste stryd wat ons het in die lewe is nie die stryd met die wêreld. Dis 'n stryd wat ons het met onsself. Amen. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie, ons lewe in 'n generasie wat obsessief is met selfies. 'n Generasie wat net oor hulle self kan waai en nie oor ander nie. Net oor hoe dit met my gaan. Net oor wat ek uit die deel uitkry. Net oor hoe ek voel. As jy kyk hierdie jong mense vandag, kyk dit al kan ek my verstaar aan hulle. Daar's niks rondom hulle nie. Hulle staan by 'n robot en dan trek hulle die kamera uit. En dan word foto's gevat. En dan loop jy in die mall rond en dan staan hulle voor 'n winkel en dan vat hulle foto's van hulle self. Nooit in my lewe het ek gesien dat mense so van hulle self kan hou. Dat mense so gepla is met hulle self. En dit is nie meer net die jong mense. Dit is nie net die klomp skoolkinders wat dit doen. Ek sien dit begin die ouer generasie begin op so raak. Like van hulle self, hou van die foto's van. As jy kyk na die Facebook statusse, kort word nuwe dinge opgesit. Nou verander die status foto's. Maar mense is so gepla met hoe ek lyk. Wat dink mense van my? Hoeveel mense kan ek kry om my te volg? Hulle mos nou deesdae, hulle noem hulle influencers. Dis mos nou 'n beroep. Jy hoef mos nou nie te gaan werk nie, jy word nou net 'n influencer. En al wat jy doen die hele dag is vat foto's van jouself en sit dit op die internet en kyk hoeveel mense jy kan kry om jou te volg. En dis jou werk. Sien maar. Ons is eintlik almal geroep om influencers te wees. Net op 'n ander manier. Sien maar. Mense het hierdie ding dat alles draai rondom hulle self. Alles gaan net oor hulle self. Daai eie ek. Solank die eie ek happy is, dan worry ek nie oor die res nie. Sien, die oomblik wat jy 'n selfgedrewe lewe het, daai self nie gedrewe lewe, dan fokus jy alles op jouself, oor hoe jy lyk, wat jy doen, en wat mense van jou dink, wat mense van jou sê. Jy fokus oor hoe mense met jou praat, jy fokus oor
die dinge wat ander mense vir jou doen. Maar die oomblik wat jou lewe rondom God gesentreerd is, Amen. waar dit 'n geesgedrewe lewe is, begin dit jou nie meer pla nie. Dan is jou fokus op wie jy word. Amen. Jou fokus is meer op Jesus as op jouself. Amen. Jou fokus is meer op wat jy vir hom kan doen, as wat jy vir iemand anders te kan. Of wat iemand anders vir jou gaan doen. Jou fokus is meer om te dien, as om te sien wat jy in die deel uit gaan kry. En ons niks verkeerd daarmee om selfbewus te wees nie. Ons niks verkeerd om op jouself te fokus nie. Maar as jy op jouself fokus sonder die leiding van die Heilige Gees, het jy 'n probleem. Amen. Want dan gaan dit net oor jouself Amen. en nie meer oor God nie. Sien, daai selfgedrewe lewe is 'n lewe wat vlak is. Dis 'n lewe wat leeg is. Dis 'n lewe wat sonder liefde loop. Jy dalk mense liefde, maar daar is nie God se liefde nie. Amen. Daar is nie Heilige Gees liefde nie. Daai agape liefde. Dis 'n lewe wat sonder vrede is. Die Heilige Gees moet jou lewe lei Amen. om actually sy vrede te kan ervaar. Romeine 8 kom Paulus hy skryf, en wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Amen. Dit wat ek as mens doen uit my eie uit, kan God nie tevrede stel. Amen. En Jakobus kom skryf, hy sê, want daar waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemengde dade. Amen. Die oomblik wanneer 'n ding oor myself gaan, loop goed verkeerd. Amen. Die oomblik wanneer iets oor my gaan, al die dinge wat ek doen, hardloop verkeerd. Amen. Die goed wat ek doen, is deur mekaar. Sien, die oomblik wanneer die eie ek, die self, op die troon sit, kan God nie regeer nie. Amen. Wanneer ek wil regeer, wanneer ek wil toelaat dat my emosies en my gevoelens regeer, kan God nie in my lewe regeer. Amen. Wanneer ek toelaat dat my behoeftes belangriker is, kan die Heilige Gees my nie lei nie. Amen. En kan ek hom ook nie hoor nie. Wanneer ek so gesentreerd is rondom myself, dan lei dit tot verdeeldheid. Verdeeldheid in my eie lewe, verdeeldheid in my families, verdeeldheid by die werk, tussen die Amen. vriende. Wanorde en wanorde en orde kan nie langs mekaar sit. God is 'n God van orde, Amen. nie Prys van sy naam. orde nie. God hou van dinge met 'n struktuur loop. Maar die wêreld is 'n wêreld van wanorde. Ons moet onthou dat dit is die vyand wat regeer hier op aarde. En Amen. solank as wat hy wanorde kan skep en alles oor jouself kan gaan, kan God nie in jou hart regeer. Prys sy naam. Amen. Sien, solank dit gaan oor jouself, dan sit ons met goed soos jaloesie. Ons sit met goed soos manipulasie, Amen. met witchcraft. Amen. Want dit is niks anders dan wat manipulasie is. Wanneer ek gaan net oor myself. Wanneer almal na my pype bedil is, Amen.
gaan oor geestelike blindheid wat begin intree. Want wanneer ek net aan myself dink, kan ek nie sien wat God besig is om te doen nie. Ek kan nie sien hoe die Here werk nie. Ek kan nie meer die mooi buite sien nie. Want al wat ek kan sien is myself op my eie troon. Paulus het gesê in Romeine 16, hy sê, sulke mense, wat net aan hulle self dink, wat op hulle eie troontjies sit, die eie ek regeer. Hy sê, sulke mense, dien nie die Here nie. Hy maak 'n baie moeilike, baie sterk stelling. Hy sê, maar, hy sê, hulle dien nie hulle dien nie die Here, maar hulle eie begeertes. Want dit gaan oor hulle self, en nie meer oor die Here nie. En dit is moeilik om aan te dink. Dit maak eintlik seer om aan te dink. Dat Paulus het geskryf dat dit gaan nie, dat jy die, as jy dien die Here nie, jy dien jouself. En dit is baie hartseer om te dink, dat buite is soveel mense, kerk is het vol van mense, wat hulle self dien, voor hulle die Here dien. Hulle het hulle hart vir die Here gegee. Hulle het bekeer. Maar die Here sit nog nie in sy regte plek. Want die eie ek is nog steeds belangrik. Amen. Die eie ek maak nog steeds meer saak. Daar's 'n verskil om die Here te dien, met alles wat jy het, en alles wat in jou is. Met jou liggaam, jou siel en jou gees. Jou hele hart, jou hele verstand. En om die Here te dien, terwyl jy nog steeds op jou eie troon sit. Amen. Die oomblik wanneer jy jouself van jou eie troontjie afhaal, en die Here in gees en waarheid begin dien, lyk dinge anders. Dinge loop anders. Jy sien dinge anders. Amen. Jy ervaar anders. Sien, om Jesus te volg, gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou. Om Jesus te volg, gaan oor ander mense. Amen. Nie meer oor myself. Want ek kan nie wil sê, dat ek volg die Here met my hele hart en hele siel nie. Maar my prioriteite moet eerste wees. Dit gaan eers om iemand anders te dien. Dit gaan eers om my man en my vrou eerste te dien. Om my familie eerste te dien. My man op die straat eerste te dien. Om iemand wat 'n behoefte het te dien. Om vir iemand te gaan bid wat dit nodig het, voor ek vir myself wil gebed. Jesus het gesê, ons moet mekaar lief hê, Amen. soos wat hy ons lief het. Dit is een van die moeilikste dinge om te doen vandag, is om mense lief te hê, die manier waarop Jesus ons lief gehad het. Amen. Ons liefde hang van kondisies af. Ons liefde hang van wat ek kry. En hoe ek voel op die oomblik. Amen. En Jesus was besig geweest. Jesus was moeg geweest. Jesus was baie keer frustreerd geweest. En steeds het hy mense op presies dieselfde manier lief gehad. Amen. Sonder om aan homself eers te dink. Sien, die wêreld gaan nie vir Jesus sien deur dit wat jy doen. Hulle gaan hom eers
ons kan dit reg. Hulle gaan nie eers sien deur dit wat jy gaan sien. Hulle gaan stel dat jy sien deur dit wat jy gaan doen. Die manier waarop jy mense hanteer, die manier waarop jy hulle liefhet, gaan meer vir hulle Jesus wys Amen. as die dinge wat jy gaan sien. Want ons het hierdie manier dat ons is geneig om voor mense 'n ding te sê, en as ek my rug draai en agter die hoekie gaan, dan sê ek iets anders. Maar die dinge wat jy doen, en hoe jy mense hanteer, Amen. en jou lyftaal, Amen. gaan boekdele spreek met mense oor Jesus. Sien, ons is geroep om op te bou, en nie om te breek. Amen. Jesus het ons geroep om mekaar se laste te dra, om vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun. Amen. Hy het ons geroep om vriendelik te wees teenoor mekaar, om vergewensgesindheid te hê. Hy het ons geroep om ander hoër te ag as myself. Amen. Jesus het jou geroep om iemand anders te belangriker te sien as jy wat jy jouself sien. Amen. Jesus het hierdie manier gehad, hy die eie ek, die self, reguit gekonfronteer. Daai selfgesentreerdheid, alles wat rondom my draai, het Jesus reguit gekonfronteer. En Matteus toe sê dit vir sy disippels, hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. En hy moet sy kruis opneem en vir my volg. As jy my wil dien, as jy vir Jesus wil dien, kan dit nie meer oor jouself gaan. Amen. As jy hom wil dien, moet jy jou kruis vat. En jy moet agter hom aangaan met jou kruis. Amen. Man, en ons wil nie die kruis dra nie. Want saam met die kruis kom op 'n tydjie swaar. Saam met die kruis kom daar partykeer moeilikheid. Saam met die kruis kom daar baie keer laste. En trane. Amen. Ons wil nie die swaar hê van die kruis nie. Maar ons wil die voordele hê daarvan. Jesus het gesê, as jy hom volg, jy daai kruis vat. Amen. Jy moet die kruis kan dra. Prys sy naam. Jy moet jouself verloon. Want dit kan nie oor jouself gaan nie. As jy hom wil volg, kan jy nie meer op jou eie troon sit nie. Amen. As jy die Here wil dien in gees en waarheid, moet jy afklim. Hy moet teruggaan op sy Amen. troon. Sien maar, om Jesus werklik te volg, moet jy 'n dienaar hart hê. Wees Samuel. In 1 Samuel 3, dan lees jy die storie van hoe die Here Samuel geroep het. As hy vir Samuel geroep het, hy Samuel wakker gemaak, dan hardloop Samuel na Eli toe, en dan sê vir Eli, wat soek jy? Amen. Eli sê, soek niks. Gaan slaap. Dan weer 'n keer die Here vir Samuel geroep, en dan gaan hy na Eli toe. Eli sê, ek soek niks nie, gaan slaap. En toe die Here weer vir Samuel roep, toe sê Samuel, hier is ek, Here. Amen. Wat soek jy? Wat wil u hê? Wat moet ek doen? Sien, Samuel het nie gekom na die Here toe met klagtes nie. Samuel het nie gekom na die Here toe met verskonings. Hy het nie gekom na die Here toe met sy lysie met versoeke nie. Amen. Of met 'n versteekte agenda. Samuel het gesê, Here, praat.
Die dienaar luister. Amen. Praat Here, hier is ek. Ek sal doen wat jy wil hê. Sien, die eie ek, die self, vra wat kan God vir my doen? Maar, die eie ek vra wat kan ek kry uit die wiel uit? Amen. Maar die een wat dien, vra wat kan ek vir God doen? Wat kan ek vir mense gaan doen? Die dienaar hart sê, praat Here. Die dienaar luister. Amen. Wys vir my wat om te gaan doen. Jesus het ons die mooiste voorbeeld gegee van iemand met 'n dienaar hart, toe hy sy disippels se voete gaan was het. Dit wat die werk van die slaaf was, en die koning gaan doen. Sien, ons invloed wat ons het in die wêreld, gaan nie gemeet word aan hoeveel mense my kan volg nie, hoeveel mense van my hou nie, hoeveel mense ek kan opdraad nie. My invloed gaan gemeet word aan die hoeveelheid mense wat ek kan dien, aan die werk wat ek vir die Here kan doen. Amen. My invloed gaan gemeet word oor my attitude, Amen. die houding wat ek dra wanneer ek mense teekom. En ons almal gaan voor die Here staan die dag. Ons weet as die regrate kom, ons weet dan gebeur die eerste oordeel. En ons wat gelowig is, gaan met daai eerste oordeel voor die Here staan. En hy gaan die weegskaal uithaal. Amen. En jou werke gaan geweeg word. Dit wat jy gedoen het, vir hom gaan geweeg word. Amen. Dit wat jy gesê het, hoe jy mense hanteer, jou attitude in die lewe, gaan geweeg word. En ons word geoordeel volgens dit. Nie Amen. om gestraf te word. Jy word geoordeel om 'n beloning te kry. Die serie ding is, daar gaan mense voor God staan, en hy gaan hulle werk weeg, en hulle gaan nie beloon word. Hulle het die saligheid gekry. Hulle is gered. Hulle Amen. sal in die hemel wees. Hulle sal nie beloon kry. Hulle sal nie beloon word vir hulle. Hulle dade nie. Hulle dade nie op dit nie. Sien, die eerste oordeel is vir ons. Amen. Net vir ons as gelowiges, sodat jy beloon kan word. Maar om daar te kan kom, Here wil hê ons moet 'n dienaar hart hê, nie Amen. 'n selfhart, nie 'n Amen. eie ek hart. Om 'n dienaar te hart te kry, kort werk. Prys sy naam. Dit vat moeite. Dit vat dat die Here kom en jou hart verander. Om 'n dienaar hart te ontwikkel, Amen. vat dat die Here 'n hartoorplanting moet doen. Vir jou sy hart sal gee en my eie hart sal uithaal. Dit vat dat jy jou denke verander. Amen. Die manier waarop jy dink moet verander. Ek kan nie wil 'n dienaar hart hê en nog steeds net aan myself dink. Amen. Paulus het geskryf in Romeine 8, hy sê, die wat vleeslik is, dink aan die vleeslike dinge. Amen. Maar die wat geestelik is,
aan die geestelike dinge. Want dit wat die vlees bedink is die dood, maar dit wat die gees bedink, dit is lewe en vrede. Amen. Paulus het gesê, dink aan die dinge in die gees, nie aan die vlees nie. Want as jy in jouself gaan dink, gaan jy nie aan Amen. jouself kyk. Jy gaan net oor jouself vaai. Jy gaan net dink oor wat ek gaan kry. Maar die oomblik wat jy die dinge in die gees bedink, waar die Heilige Gees deur jou werk, dan dink jy aan ander. Hoe ander voel. Wat kan Amen. ek vir iemand anders te doen? Dan loop jy in die dorp rond en die Here begin praat. Dan sê vir jou iemand het gebed nodig. Jy sit by die huis en die Here maak jou 3 in die oggend wakker en sê vir jou bid. Iemand het dit nodig. Amen. Jy ry in jou kar, jy sit in die verkeer vas. Die Here praat. Die Prys Here sy sê vir naam. jou, iemand is besig hier buite en moeilik. Bid. Dis wanneer jy daai dienaar hart het. Amen. Wanneer hy begin praat. Omdat dit gaan nie meer oor myself nie. Die dinge wat jy in jou denke sit, gaan die rigting van jou lewe bepaal. Amen. Die dinge waaroor jy die hele tyd dink, gaan bepaal in watter koers jy gaan. Dit gaan bepaal hoe my dag gaan loop. As ek wakker word in die oggend, en ek dink eers aan die Here, gaan my dag baie anders te loop, as wanneer ek eers aan myself dink. Prys sy naam. Amen. Jou denke bepaal jou lewe. Maar die ding wat ons doen, is ons moet begin word soos 'n kind. Amen. Die Here het gesê, glo soos 'n kind. Kinders is onskuldig. Kinders dink anderste, Amen. sien anderste, glo anderste. En ons moet weer kom op die punt waar ons begin dink soos die kinders, glo soos die kinders. Soek die goeie dinge. Amen. Kinders het die manier wat hulle baie keer die mooi dinge eers te soek. Hulle sien die mooi dingetjies raak. Wat ons sien is lelike ou onkruid veldblomme. Kom kinders in hart van hulle gaan pluk en dis 'n ou mooi geel blommetjie. Hulle sien die mooi dinge raak. Amen. Net hoeveel keer toe jou kinders klein was, dan loop hulle in die tuin en dan gaan pluk hulle blommetjie. Want hulle het die mooi in die blommetjie gesien. En dan hardloop hulle na hulle ma toe. Want hulle wil die mooi blommetjie vir haar gee. Amen. Sy moet die mooi blommetjie ervaar. En dan raak ons ouer en ons sien nie meer die mooi blommetjie raak nie. Ons kan die onkruid raak sien. Kinders is nederig. Prys sy naam. Hulle is rein. Hulle vertrou maklik. Amen. Ons nie. Hoe ouer ons loop word en hoe meer stampe en stote in die lewe ons kry, hoe minder vertrou ons mense. Amen. Ons moet nederig raak. Kies om nederig te word. 'n dienaarhart moet 'n nederige hart hê. Amen. Paulus het gesê jy moet ander moet hoër wees as jy. Kies om ander hoër te ag as jouself. Amen. Nederigheid is nie om minder te dink van myself. Nederigheid is om minder aan myself te dink. Amen. It's not to think less about myself. It's to think less about myself. Minder aan my eie behoeftes te dink. Prys sy naam. Minder aan my eie gevoelens te dink.
meer aan iemand anders te dink. Amen. Meer my ore oop te maak en te hoor as die Here sê, bid, tree in, gaan praat met daai persoon. Amen. Ek sê baie van ons loop almal in die winkels rond. Ons almal het dit al teëgekom, Amen. wat die Here vir jou gesê het. Die Here jou genudge het. Iemand het gewen. Daai persoon het net jy voel sê, dit is okay. Jy sal okay wees. Maar omdat ons bang is vir mense, omdat ons die mense wil vertrou nie, los ons dit. En dan kom jy by die huis, en dan voel jy so sleg. En jy weet daar sit ek. Ons was besig met die uitreiking gewees. Ons het 'n openligdiens gehad. En ek was deel van die musiekgroep gewees. En dan het 'n man gesit voor, plat op die vloer. Sy hande was so op mekaar gekrap. Die Here sê vir my, gaan bid vir daai man. Ek sê, ja. Gaan nie voor almal dit doen nie. Het was nie lank na tot bekeer kom. Die Here sê vir my, gaan bid. Gaan nie. Wat as hy nie gesond word? Wat as sy hande nie reg kom? En ek los het. En ek staan na die tyd, staan ek daar so. Met 'n ongelooflike gevoel van skuld. Wat as die Here wou gewerk het? Wat is die Here daai dag? My man se hande wou aangeraak het. Amen. Maar dit het meer oor myself gegaan. En my eie gevoelens. En wat gaan mense van my dink? As ek van 'n verhoog moes afloop of iemand gaan bid het. Gelukkig, dis jare terug. Dis 'n duur les wat ek moes geleer het. Toe weet, as die Here praat meer nou vir my, sê bid, dan gaan bid. Want wat as die Here iets in iemand se lewe wou gaan doen het? Amen. Om 'n dienaar hart te hê, kan ek niks terug wil verwag nie. Lukas 6, die eerste gedeelte van vers 35, kom skryf het. Maar jy moet jou vyande lief hê en goed doen, en jy moet leen sonder om iets terug te verwag. Amen. Dan sal jy groot wees. Om die dienaar hart te hê, moet jy wil doen en gee, sonder om iets terug te wil hê. Sonder om iets uit die deal uit te wil kry. Amen. Sonder om aan myself te dink. Die dienaar hart sit ander altyd eerste. Amen. By sy naam. Die dienaar hart is een. Paulus het dit geskryf, hy het gesê, dat jy moet gaan, jy moet ander voorgaan en hulle eer betoon. Die dienaar hart is om eer te wys aan iemand anders te, Amen. voor ek dit aan myself gaan doen. Sien, in God se koninkryk klim jy nie hoër deur op ander mense te trap nie. Amen. In God se koninkryk word jy nie meer deur aan jouself te dink. In God se koninkryk word jy meer deur te buig. Amen. Jy word meer deur te dien. Jy raak meer voete te was. Te gaan bid. Ondersteuning te gee.
Sien, wanneer God jou roep, wanneer hy begin praat met jou, wat maak jy? Is jy die ene wat met 'n lysie kom na die Here toe en sê, Here, ek nodig dit en dit en dit en dit. Sal werk, ek sal gaan, maar kort die en daai. Is jy die ene wat na die Here toe kom met al jou klagtes, al die goeders waar ons kerm en kla. Dit loop verkeerd in my huis, hierdie loop verkeerd by die werk, hy loop verkeerd tussen my vriende. Jy die een wat dan kom met verskonings en sê, Here, maar ek kan nie. Here, wat gaan mense dink? Here, wat as? As is verbrande hout. Amen. Ons is baie vinnig om te sê, wat as? Wat as die persoon nie gesond word nie? Wat as dit nie nou gebeur nie? Wat as daar nie 'n deurbraak kom nie? Ons vergeet dat as is verbrande hout. Want dalk wil die Here werk. Dalk wil die Here iets doen vir daai persoon. En omdat jy gehoorsaam was, in dieselfde tyd kom dit doen iets vir jou. Omdat jy gehoorsaam is, maak hy nuwe deure vir jou oop. Amen. Nuwe geleenthede. Of is jy die ene wat sê, praat Here, ek luister. Prys sy naam. Wat wil jy moet ek doen? Waartoe moet ek gaan? Met wie moet ek praat? Wie het vandag gebed nodig? Sien, die selflewe is beperk net tot my eie planne, net tot my eie gevoelens. Die selflewe, die eie ek, gaan net oor myself. Maar die lewe van iemand wat die Here in gees en waarheid dien, die lewe van iemand met 'n dienaar hart, kom en maak God se planne oop. Amen. Want wanneer dit nie meer gaan oor jouself nie, word God se wil openbaar. Amen. Sy hart word openbaar. Ander mense kan Jesus meer ervaar as wanneer dit gaan oor myself. Meer mense sal die Here leer ken wanneer ons besluit om eerder deur die Gees op te tree as deur myself. Amen. Wanneer ons op 'n fokus oor onsself, wanneer ons fokus om te begin dien, wanneer ons fokus op die Here, wanneer ons fokus op dit wat hy sê vir ons, dan begin jou lewe 'n vorm aanneem en maniere vorm wat jy nog net van ongedroom het. Wanneer jy fokus op die Here, dan begin jou lewe 'n ander rigting draai. Amen. Want dit gaan nie meer oor myself nie. Wanneer ek die Here dien, gaan dit oor hom, nie oor my nie. Amen. In die proses maak hy deure oop. In die proses stort hy die skatkamers van die hemel uit oor jou. Amen. Prys sy naam. Partykeer voel dit nie so nie. Partykeer bevraagteken ons dit. Soos vir die Here sê, hoekom moet ons swaar kry? Hoekom moet ons sukkel?
En dan na die tyd, dan sien ons maar, die Here het my geleer om te bid. Amen. Die Here het my geleer om dankbaar te wees. Die Here het my geleer om te gee. Om die dinge raak te sien wat ek nie kon gesien het. Ons sien swaar kry as 'n straf, nie as 'n leerskool nie. Maar as 'n leerskool meer as iets anders. Amen. Maar wanneer die dienaar hart begin uitkom, en wanneer ek luister, wanneer die Here begin beweeg, dan beweeg alles. Wanneer hy gaan begin deure oopmaak, gaan hy dit in oorvloed doen. Amen. Elke oog gesluit vanoggend. Hemelse Vader, Here, vanoggend sit ons hier voor U. Here, en baie keer gaan dinge net oor my. Oor hoe ek voel. Wat ek uit die deel uit kan kry. Here, daar is soveel kere wat ons kom en ons sit onsself op die troon. Ons wil self regeer. Ons wil self alles uitsorteer. Here, maar ons vergeet die een wat eintlik op die troon moet sit. Maar vanoggend praat die Here hard en duidelik. En hy sê vir jou, as jy my wil dien, moet jy jouself verloon. Jy moet jou kruis opneem en jy moet my volg. En as jy volgens een van daai was, wat gesê het, ek wil alles self uitsorteer. Ek wil dit regmaak. Het gaan oor my, oor hoe ek voel, wat ek kan kry, wat vir my gedoen gaan word. En jy wil kies vanoggend om weer te sê, Here, hier is ek. Here, praat, dat die dienaar luister. Here, gaan myself van daai troon afhaal, want dit gaan nie meer oor my gaan nie. Here, ek wil hê, jy moet my jou hart gee, die dienaar hart gee. Dan wil ek hê, jy moet vanoggend saam met my staan. Want as jy 'n pastoor sou ek herken, baie keer gaan dit ook oor my. Oor hoe ek voel. My emosies. Here, vanoggend kom ek. En ons kom met bely, Here, dit baie keer gaan dit net oor myself. Baie keer, Here, gaan dit net oor hoe ek voel. En wat ek uit die deel uit gaan kry. Oor my eie emosies. Baie keer, Here, vergeet ons. Dat ons het onsself weer op die troon gesit weer keer. Ons het nie alweer afgehaal. En ek wil alweer alles self doen. Here, maar vanoggend. Ons kom en ons sê, ons haal ons self af van daai troon. Here, ons sit U weer terug. Here, dit gaan oor U en nie oor my nie. Dit gaan oor om U te dien. Dit gaan oor om 'n dienaar te wees. Here, vanoggend wil ons kom sê, praat Here, U dienaar luister. Praat Here. Ons is daar, ons is bereid, ons is gewillig. Here, vanoggend wil ek kom en sê dankie.
vir 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Dankie Here vir 'n vernuwing wat gebeur, 'n transformasie wat gebeur. Here, maar dankie dat op ons weet, Here, dat in die proses, terwyl ons werk, terwyl ons dien, Here, voorsien U ook vir ons ver meer as wat ons kan voorvra. Maak U vir ons nuwe deure oop, nuwe geleenthede oop. Here, ek dank U vir 'n transformasie in families. Transformasie in die omgewing, Here, by werke. Hemelse Vader, Here, ek kan net vanoggend sê dankie. Dankie dat dit gaan oor U, nie oor myself nie. Dankie Here dat ons U kan dien in gees en in waarheid. Met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.